by kanaal nommer 7. So, nou wil ek vir hom sê, ek wil soveel volume insien, maar ek het geen idee hoeveel daar is. Ek het jou aangeskakel. Hy is aan, ja, dat is fijn. Daar's geen volume nie, ek kan nie sien nie. So nou gaan ek die solo knoppie druk. Nou 1, 2, 3, 4, dis die volume af hê. Nou kan jy sien as ek praat, nou kan ek sien hoeveel volume stuur ek in hom in. Die harder is agter selfs. Hy sag is, daar's niks nie. Ek maak hom oop 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ek gaan al hoe harder. Nou het ek visual aid. Nou kan ek hom sien, okay? Terselfdertyd, as my oorfone ingeprop is, 1, 2, 1, 2, 3, so jy kan daar gaan luister, as jy hoor net self langsom, jy kan hoor hy praat daarso. Kyk nou wat gebeur, die oomblik as jy die knoppietjie uithaal, 1, 2, 3, 4, hy is nie meer daar nie. Hy sou nie meer nie. Okay. So dis net 'n tool om te sê, ek wil gou individueel na hierdie ouetjie kan luister deur my oorfone. Dis die ander doel van daai knoppie. Ja, maar wat ek bedoel is, as dit in die middel van 'n uitsending, in die middel van 'n preek is, as jy die solo knoppie druk, dan skakel hy die hoofstelsel uit. Glad nie. Glad nie. Hy skakel stel die uit. Hy affekteer dit. Hy vat net 'n sideroute. Hy hardloop steeds daar so ver sideroute om net hier na die oorfone toe ook. Maar hy verander nie die roete waarby klaar besig is nie. Hy bar hom net hierdie kant toe ook, ja. So dis nou ja, nee, nou is dit ek verstaan nou. So party mense gebruik, ek ons praat nie oor hoe party mense gebruik, maar yes, so, ja, nee. So jy verstaan nou jou vraag. So hy beïnvloed niks oor waarheen alles hardloop op hierdie stadium nie. Hy gee net vir my nog 'n output na 'n ander plek toe ook terwyl hierdie aanhou hardloop soos wat hy gedoen het. Yes, dis hy. Okay. Man, die vraag weer net, jy het nou daar gepraat en toe het jy hom nou aangeskuif, dus al die groen liggies aan en toe kom die oranje liggies aan. As jy nou die kanaal opstel en jy is nou hier by mooi average, Dominee preek nou so op 'n goeie gemiddeld en so aan, hoe ver wil jy dan hê moet daai liggies aan wees? Hoe gaan nou? Ja, dis deel van sound engineering, daai middelste deel. Okay, goed. Okay. Die volgende bladsy herhaal eintlik my presies waar ons nou gesê tot by die master slider. Gebruik julle enigstens DI boxes hierso? Ons het nie een nie. Okay. Kom maar verduidelik dit gou wat 'n DI box is as jy ooit daarby sou uitkom. Wat gebeur is ons hardloop hier met 'n kabel, hierdie kabeltjie hardloop 30 meter al die pad hier af tot daaronder. En dan prop ons nog 'n 5 meter kabel in. So sit met 'n 35 meter lange kabel wat al die pad hardloop tot hierso. Nou, wat kan gebeur is ek kan 'n stering of frekwensies optel op daai lang rand, want dit is 'n magnetic signal tot 'n mate. So hy kan dalk 'n stering van 'n selfoon of 'n ham of 'n buzz of 'n ding optel iewers op hierdie 35 meter roete. 'n Mikrofoonkabel, het ek gedink, okay, kom ons is slim. Ons vat die mikrofoonkabel, ons het 3 poorte. Die goeie staan so. Ek het 'n earth of 'n general of 'n ground connection en ek het die klank. Ek het mos nie twee klanke nie, ek mos net een klank. Wat het die klank en die ground? Alles moet geground word hier. Okay? Maar wat hulle doen is hulle vat daai klank ene, hulle vat die ground en hulle dupliseer hom. En hulle vat sy polariteit, die klankgolf hardloop op die ene en dan hardloop af. Dan vat ek hierdie een wat gedupliseer is, ek laat sy klankgolf afhardloop en dan op. So wat opgaan, gaan af. Wat afgaan, gaan op. So wat gebeur? Wat ook al plus minus ek. Wat ook al ek minus plus ek. Wat doen dit? Kanselleer vir ons uit. So as hy 'n stering sou optel, die stering word geamplify, maar hy word ook genullify. En dis wat 'n DI box doen. Hy balanseer klank en hy kanselleer vir ons enige sterings uit. 'n Mikrofoon doen outomaties. 'n Kabel soos jy dit nie 'n jack kabel nie, 'n instrumentkabel het net 'n positief en 'n negatief. Hy het net 'n ground en 'n klank. So hy gaan baie gemaklik sy stering kan optel. Nou prop ons daai jack input vir daai van die rekenaar en daai yes. As jy sien, daar's ons 'n tip, dit is jou klank en daar's jou ground, jou common ground. Okay? So wat nou gaan gebeur is oor die 30 meter gaan hy stering optel.
Maar as ek my 'n DI-box inprop, doen hy presies dit. Hy vat my ground, hy dupliseer hom, hy invert die polariteit, hy kanselleer goeders uit en hy stuur my skoon sein oor die 30 meter. En dit is hoekom dit belangrik is, as jy ooit 'n instrument sou in plek kry hierso, dat jy wel 'n DI-box sou kry. Okay, so met ander woorde, as jy daai snakes wat daar op die punt van die snake sit, dis nie 'n DI-box. Hy het nie 'n DI-box. Nee, 'n DI-box is 'n losstaande klein device nie. Okay. Hy gaan 'n jack input hê wat so gaan lyk en hy gaan 'n audio output hê wat so gaan lyk. So jy prop jou gitaar binne die DI-box in en dan vat jy die mikrofoonkabel uit die DI-box uit in die snake in. En dan hardloop die snake tot hierso. Okay. So met ander woorde, jy gaan altyd met 'n jack in die DI-box in. Enige jack wil jy altyd 'n DI-box gebruik voor. Ja. So die rede wat vir belangrik om op te bring is, baie mense implementeer later wel 'n gitaar en skielik is daar hang of 'n bas en dink die hele stelsel is nou skielik 'n probleem. Dis nie die stelsel nie. Iewerste op hierdie pad is daar miskien 'n kragkabel. En daai kragkabel gee nou vir ons electrostatic noise. So die DI-box in plek, skielik inverter polariteit en alles is fyn. Okay. So met ander woorde, die hums wat ons daar kry op die streaming, ons het hierdie draaitjie wat na die streaming die klank vat. Yes. En hy was eers hier so mooi in 'n huis gewees en toe hy glo geraas gemaak. Kan dit wees? Ek weet nie, jy nou gekyk daarso. Hy's reggewaar, hy het so daag geprobeer gegaan. Dit Dit kan wees, baie keer as dit 'n coil ook. Dan ek verstaan nie genoeg van jy verstaan dit probably beter as ek. Ek verstaan nie genoeg van Dan kan jy daai die box sit soos daai die kabel wat hy nou van praat doen. jy kan Kan jy dan die steernis afhaal? jy kan die soos wat dit moeilik maak is want in die tronk sit want ek hou nie van al die klomp los kabels wat hier rond lê nie. jy moet versigtig maak dat hy nie hulle by mekaar hou. oor verskillende krag. Dit is as hy 'n longside kragkabel het, baie keer. As 'n kragkabel behoor gaan is 'n minder probleem, maar 'n longside kan 'n probleem wees. So dit kan dit wees, dit kan nie dit wees nie, is moeilik om te sê. Wat dit moeilik maak is 'n DI-box is gewoonlik die device om te sit voor die lang kabel. Ek kan nou nie van hier af die DI-box sê maar die punte verskil. So dit raak bietjie complicated. Daar is 'n manier om kabels te herbou en die hele proses eintlik te reverse. Ons het al baie gedoen om dit skoon te maak. So as jy aanhoudende hum kry, they're always. Ja, want dit is nou okay. Maar ons wil nog verstaan die mense spul bietjie netjies maak en opry. Ja. Ja, dis wat ek dink, jy moet nou weet, as al klank betrokke is, daar 1000 kabels en jy kan hom net so netjies kry as dit kan wees. Maar dit kan wees as hy coil beheer. Ek verstaan dit nie goed nie, maar Veld, jy was spoed, dan kry jy baie sterker ja, goed. Maar jy verstaan hoekom dit sou moet gebeur. Ek verstaan hoekom dit gebeur. Ja. Okay. So die volgende paar bladsye verduidelik 'n DI-box in detail en ek dink dit is nodig dat ons daarna fokus. Maximum op Phantom Tower op die eerste. So dit gaan ons nou oor praat. Okay. Jou volgende bladsy, ek het myne is net kom los hierso. Wanneer ons mix, dan gaan ons alles waar ons nou gepraat het binne 30 sekondes elke keer vinnig repeat. Dis hoe jy gaan mix. Hierdie bladsy lyk waar. Dit is 10 steps in mixing. Okay. So hierdie 10 stappe volg jy elke keer wanneer jy elke enetjie wil instel. En dit gaan alles waar ons nou gepraat het basies vinnig gebruik. Al daai stappe, al die stukkies van die bord gaan ons gebruik. Al die frekwensies en ag nee. Dit is alles waar ons gesels het word nou apply. En dit is hierdie 10 steps in mixing. Okay, so dit is my belangrik dat jy half in 'n mindset kom waar jy elke Sondag vinnig hierdie hardloop met elke kanaal wat jy gebruik. Ons kan nie aanneem dat daai goeders nog op plek is nie. Ons wil vinnig weer ek kyk, is die gain nog reg? Is die frekwensies reg? Route ons na die regte plekke toe ensovoorts ensovoorts. So daai 10 stappe gaan jy elke Sondag met elke kanaal eintlik gaan wil. Wat jy gebruik met ander woorde, as jy nou gebruik. Ja. hierdie dominee en die sang en sê maar een van die of twee van die mikrofone daarvoor wat frequently in gebruik is. Dis reg, ja. Maar as jy wil toets moet iemand 'n geluid maak. Ja, nee, sê en dit is wat ons 'n klanktoets. Ek kan nie 'n klanktoets doen sonder 'n source nie. Daar moet 'n source wees. Dis die stem, dis die gitaar, die Hoe kry jy die source daar?
Ja, dit is die verhouding waar ons gepraat het in die heel begin. So ek moet nou vir hulle kan sê, Jy moet vir mense dominee ons wil sê, graag presies, Ja, is die heeltemal dominee wil begin as hy sit harder, sit sagter doen. Hy wil hê jy moet onmiddellik eintlik weet wat Maar sien, dis onthou waar ons gepraat het, né? Daai Daai people skills. Ja. Dis waar ons gaan sê, Dominee, ons sukkel om die klank ingestel te kry. Kan ons jou vra asseblief Sondagoggend, kan jy asseblief hierdie Sondag vir ons 30 minute voor inkom voor die mense in die kerk is? Wil ons net vinnige toets met jou doen dat ons die tyd kan vat om in te stel sonder dat daar mense is wat ons almal nervus maak. Ons wil saam met hom werk. In ons geval seker 'n uur voor die tyd. Of Die dalk- 30 of minute dalk voor die in tyd sit die- omtrent almal Ja. nie. Of dalk in die week. Maar jy verstaan, so Ja, jy daar moet moet 'n ek- klanktoets kan doen ja. met die persoon wat op daai mic praat. Ja. Ek kan nie tot 'n mate kan ek die mic instel, maar as my stem sagter of te boom of iets is gaan 'n verskil en dan gaan dit net alles eintlik maar nullify weer. Ja. En dan wil jy moet nou Dinsdagoggend wat wanneer hulle hier aankom, moet jy eintlik hiernatoe kom en vir ou sê hy moet nou bietjie praat op die Ja, hoor, as hy bereid is om dan daai tyd te vat en in te stel, dan is dit wat jy moet doen. So dis net waar jy moet uitfigure hoe gaan julle saam hierdie ding kan maak werk. Okay. So, sterkte daarmee klink dit vir my, hier is 'n uitdaging. Ja, ek dink ons moet terwyl hy praat moet ons begin om hom dis Jy kan nie. Jy kan nie, want Ja. nou gaan dit feedbacks gee en dit raak ongemaklik. Ja, dit is nie- vir mense en Ja. dis twee verskillende, dis twee dominees met verskillende Maar daar's 'n goeie, stemme. dis 'n goeie plan. So maak miskien aantekeninge as jy weet Dominee so en so se stemme. So skryf dit iewers neer. Teken 'n ronde sirkeltjie en kyk waar is die streepietjie. Maar kyk jy miskien daai Dinsdagoggend kan inkom as hulle in elk geval hier is. Vra vir hom reël met hom. Dominee, kan ek Dinsdagoggend die 4de 10 minute van jou tyd kry gou of 20 minute kry, ons gaan 'n instelling maak op die klank. Dit moet julle self uitfigure. Ek kan dit nou nie vir julle Hulle het elkeen sy eie kanaal aan. Okay. Maar nou moet mense merkies maak eintlik daar waar jy wil. Ja, kyk, daar So die agter- maklikste agter in daai ding se handleiding is daar sulke bladsye wat klaar al die instrumente op het en hulle posisies waar jy kan op aanteken waar is die goed. Wat ek mag gewoonlik doen, kan ek gaan jou pen vinnig leen hierso. Ek maak net so 1 2 3 4. Onthou, ons gaan primêr daarmee werk. Ek gaan daai netjie het ek daar gestel, daai netjie het ek daar gestel, Ja. daai netjie het daar gestel. Nou dis nie presies nie, maar dis in the region of. En ek het die bas afgedraai. So, as ek nie tyd het nie, kan ek ten minste vinnig net gaan seker maak, okay, alles is nog min of meer daar. Ja. Jy net kyk op haar selfoon waar sy 'n foto geneem het van die vorige keer toe dit gewerk Stel het. dit in, yes. Okay, so kom ons, hoe laat is dit nou? Dis 3:30. Channel preparation. So die eerste stap waar ons nou gepraat het, okay, hierdie is nou mixing. Hierdie is nou waar ons alles gaan apply. So die 10 stappe gaan ons gou deurgaan. Eerste stap. Plug an instrument or a microphone into this channel. So, okay, as ek nou sê this channel, kom ons sê bijvoorbeeld ek werk nou hier met kanaal 7. Ek het 'n mikrofoon ingeprop. As ek nie hierbo is nie, maar as iemand wat daaronder staan, dan prop ek hom in kanaal 7 daarin. Kanaal 7 hardloop deur die snyk na kanaal 7 toe wat so lyk en hy is mos nou by kanaal 7 ingeprop. So ek bly by kanaal 7. Okay, so met ander woorde jy kopie jy hou die nommers van daar af. As jy vir jouself deur- al maklik maak, ja. Nee, maar ek is nou besig Ja. om die good practice Ja. te probeer bevestig, want ons sit hier met 'n situasie dat ons eerste 2 kanale kom van die wireless dinges Yes. af. So 1 en 2 daar Ja. gaan ons nie gebruik nie. Ons gaan van 3 af gaan ons goed begin gebruik. Dis reg, ja. So dan as jy wil self vat 'n stukkie installation tape en plak hom sommer boor nommer 1 en 2 aan daai kant. Hulle weet hulle moet nie daarin prop nie. Ja. Okay. Okay. So ask the person to play or sing for the duration of the sound check. Nou weet Sunny staan daar voor en sy sê toets 1 2. Nee, ek hoor niks en dan hou sy op nie. Tweede keer verhouding, ons moet hulle leer om ons te help, dat ons hulle kan help. Dit's Hou aan praat. vra vir hom, sing gou-gou vir my is die beste. So hard soos wat jy sou sing of sou speel wanneer ons nou gaan sing. Dit's baie moeilik met mense wat skaam is. Ek weet nie hoekom hulle so moeilik is nie. Skielik as die mense inkom kan hulle met confidence sing, maar as hulle met soundcheck doen dan weet hulle nie hoe om my mikrofoon volume te gee nie. Okay. Maar ons vra vir hulle. So have them sing or play at their loudest so that you can see what their maximum level will be. Hierdie is baie belangrik. Help them understand the importance of this exercise.
and that they will not hear anything at first. Why will they not hear anything at first? Want my slider is nog onder. Okay, my auxiliary is nog toe. Okay. Dis jou eerste stap. Ek prepare iemand om vir my klank te gee. Ek verduidelik die proses. Nou ek gaan nie elke week met hulle gaan verduidelik nie, een keer sê en dan. Step 2. Ek unmute die kanaal. But I leave the channel slider all the way down. Hoekom? As hierdie mic daar sou wees en skielik begin iemand praat, dan pop ek die stelsel want alles was te hard gewees. Ek wil hom egalig kan harder en sagter maak tot ek die optimale volume het. So alles af. Ek unmute, hy is af. Hy weet nou al hy gaan sing, maar hy gaan homself nog nie hoor nie. Dis okay. Want die volgende step kom nou. Press step 3. Press the PFL, pre-fader level or solo button. Dis hy hierso. Ek druk hom. Slowly turn the gain knob clockwise to determine the gain level for this channel with the help of the PFL metering. Onthou die PFL knoppietjie werk saam met hierdie ouetjie hierso. Okay, dis ons metering. Hy sê vir ons verder daar, have the metering play around 0, not going into the red. Your gain level for this channel is now set and supplies enough volume and gain for the equalization. Dis jou vraag vroeër gewees. Hoe weet ek? Nou as jy kyk hierso, sê jy sien 'n harde van 30 tot en met 0, dan gaan hy weer op tot in 15 as daar rooi daarbo. 0 is unity. Dis net die regte hoeveelheid volume wat inkom. So prakties. Hy's toe, hy's ge-unmute, die PFL knoppietjie is in. Ek praat en die persoon sal dit tel gewoonlik 1 2 3 1 2 3. Nou gaan ek hom begin oopdraai tot hy min of meer by 0 is. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4. Verstaan as ek sê play around, hy gaan nie douche op so, hy gaan min of meer rondspring boor hom. Nou het ek genoeg level gegee. Kyk as ek net normaal praat, dat hy die hele tyd rondom 0 gaan rondspeel. Okay? So eenvoudig is dit. Hierdie is 'n baie belangrike stap. So jy slider by af. Slider is nog af. Ek het nou net eers genoeg level in die kanaal ingestoot. Met die visual uit weet ek het perfekte level daarso. Okay, so as jy te min of te veel volume instoot in die kanaal, hoe affekteer dit die kanaal? Te min volume gaan maar net maak dat jy kry nie optimaal uit jou preamp uit wat vir jou kan gee. Hy gaan werk, maar jy sal vind jy gaan baie meer moet draai aan jou equalization as wat nodig sou wees. Okay. En as daar te veel is, gaan jy hoor, hy gaan distortion gee. Ek dryf dan die komponente wat hulle warm maak en distort. En dit is as ek hom te veel gee, so jy sien daar begin in die rooi en te hardloop. Jy sien daar is 'n 1 2. Okay. Jy kan ook hoor ek is op die oorfone hoorbaar, want hoekom nou weer? Want my solo PFL button stuur mos nou ook hierdie stem van my na die headphones toe. Ja. Maar ek is heeltemal te luid daar. Nou praat ek nog sag. Nou sing die ou en hy praat en hy raak meer en meer opgewarm en hy skree haleluja en skielik nou het ek in die rooi ingegaan, maar dit is vir 'n oombliekie gewees. Dis nie die hele tyd nie. Maar as hy die hele tyd daar was en ek het haleluja geskree, het ek die preamp seer gemaak. Maak dit sin? Yep. So weer 'n keer. Ons gaan vir die ou vra. Dis iets vir Lobby. Praat, sing, jy gaan jouself nie hoor nie, dis fine. Ge-unmute, PFL is in. 1 2 3 1 2 3 1 2 check 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tot op 0. The gain is now set. Dis nie 3 minute se ding nie, dis 10 sekondes se ding. Dis baie vinnig om te kry. Volgende stapie. Push up the fader slider front of house so that you're loud enough to have enough level to listen to. Okay. Nou moet ek myself volume gee dat ek kan hoor wat is die effek van my stem. Nou kan ek hoor en nou kan hy homself ook hoor. Nou waarvoor jy versigtig moet wees, ek dink is hier beskryf, maar as jy so lank vir alles jy nou reg voor die speaker staan en sing, dan is dit baie maklik om feedback te kry. Begin hy skree. So jy moet altyd reg is met die knoppie so gou as moontlik weer af te draai en weer 'n keer bietjie stadiger op te vat. Vir alles jy begin sweep, as dan nou praat daaroor, dan kan jy baie maklik feedback kry. Okay. Nou, dis baie moeilik om die woord te hoor, hoe dit al moet. Maar wat ek wel kan hoor is, Baie hard. ek kan hoor as dis boomie. En die boomie is hoor die klank, so kom ons kyk gou daarso. Wat is die eerste ding wat ek daar kan druk? Ek kan hy laaste filter
Ek kan hom uithaal. Jy hoor dat boeminus is weg. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En maak jy my so iets skoon sy meter werk. Hierdie stap is nou nie vir julle belangrik nie, maar turn up the stage monitor level for this channel using the auxiliary that corresponds to the correct monitor on stage. Vir julle gaan jy dit nie gebruik nie, maar dit is wanneer as jy monitors op die verhoor sou hê, speakers wat terugspeel na die mense, dat hulle self kan monitor. Ja. Dit is channel preparation gewees. Nou het ons nog nie begin mix nie, ons gaan nou begin mix. En dis nou weer 'n keer waar ek vir julle sê, it's very important to listen. Mixing is about listening. Ek kan vir jou al die tools gee, dis baie tools in die boek wat ek nou vir jou sal wys, waar jy kan weet waar jy kan gaan stel, maar ek kan nie dit doen sonder om te luister. Volgende stap. We will start by mixing the mid-range. In julle geval is die mid-range en die mixer, daai twee knoppies saam. En as jy wil opstaan in so genade tyd, dan miskien af. So, jy sal sien die enetjie sê minus 15 plus 15 en die ander enetjie gee ons frekwensie settings. Wat ek doen is, ek boost en ek sweep, okay? So wat dit beteken is, ek accentueer 'n sekere frekwensie, maar nou wil ek gaan kyk watter frekwensie is regtig die ene waar ek wil werk. Nou hoe gaan ek weet? Ek moet leer om almal werk om te hoor wat jy sê wat vir my goed of sleg is. Okay, so ek boost, nou begin ek sweep. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kon julle hoor hoe verander dit? So luister weer 'n keer. En waarvoor ek luister ek hierso? Ek wil nou gaan luister. So kom ons lees gou saam wat sê. Find the part of the plus 15 minus 15, marking and turn it to the right, plus minus 8 decibels. The concept is called boosting. Okay, cutting na die ander kant. Turn the part of the 250 to 5K marking all the way to the left. Now while listening carefully, turn the part slowly clockwise and determine a distinct change in the sound. Listen for something that sounds, for example, muffled, nasal, clear, open. Daar's verskillende goedes jy gaan hoor. Listen for something, try and differentiate the difference in the character of the sound. Our aim is to find a frequency of sound to accentuate or to minimize. Okay? Ander woorde, if you found something that you like, boost it. Nou, as ek daarvan hou, wil ek dit meer maak. If you find something that you dislike, cut it, maak dit minder. Nou, dis presies dit. So, nou gaan ek weer 'n keer luister. 1, 2, 3. Jy sal hoor dat jy daar by 11 uur kan kom. Dan begin hy baie nasaal te raak. So, luister gou daarvoor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nou, van alles wat ek nog gehoor het, is dit die lelikste. Dit is nie hoe my stem klink nie. Nou hoe my neus praat. So weer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, daar ek my helder, ek hou daarvan. Dan moet ek besluit. Ek moet 'n call maak. Wil ek dit wat ek nie van hou nie uithaal, of wil ek dit wat ek van hou meer maak? Uithaal. Kom ons besluit, kom ons luister na al twee en gee al twee 'n go. Eerste stap. Ons kan hoor dis dit klink. As hy meer gemaak is, maar dan gaan ek terug na 'n aardige gedeelte, 1, 2, 3, 4, 1, 2, dan ek is boosted, maar nou wil ek daai gaan sny. Dan maak ek my 1, 3, 4, 1, 2, dit vir baie skoon by hande. Die midnight is eerste keer gewerk, hy is nog steeds baie gloomy, so ek gaan die buttons die nou en uithaal, en ek kan die clarity gee. So nou, het ons lekker helder sloop van 1, 2, 3, 4, my stem klink die systeems en my stem klink hierso. Dit is die einde. Weer 'n keer. Okay, ons gaan nou na die hele oefen en luister. Ek begin deur te boost. Dit is makliker om te identifiseer as jy accentueer. Okay, ek boost op, ek sweep, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ek hoor so met maak amper die klanksysteem seer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, check 1, 2. Ek hou nie daarvan nie, ek het hom meer gemaak, so ek kan identifiseer, ek hou nie van hom nie, nou wil ek hom minder maak, nou sny ek hom. 1, 2, 3, 4. Ek kan hom baie sny, of net 'n bietjie. Jy moet gaan luister na hoeveel effek nodig is daarso.
1, 2, 4, 1, 2, 3, ek hoor steeds, ek het die midrange mee gewerk, nou gaan ek my aandag fokus op die boomines daaronder, 1, 2, ek gaan hom weer maak, 1, 2, daar is net af, dit is soos 'n bobbelklop, elke keer as ek sê, so ek sny hom, maak hom minder weer, 12:04, gebeur niks nie, jy sal voel as jy die knoppie draai, latch in die middel, as ek hom links draai, maak ek hom minder, as ek hom reg draai, maak ek hom meer, in die middel gebeur niks met hom nie. So weer een keer, 1, 2, 3, 4, ek vraag weer knoppie, 1, 2, 1, 2, dan sê ek dan maak ek hom minder, daar begin nou onnatuurlik te klink, daar is geen klikbaan nie, nou toe ons het begin gesê, jy kan nie die bottoms heeltemal elimineer nie, want daar is 'n stuk body in my stem wat ek wil graag hou. So ek gaan nie wegvat nie, maar gaan ook nie so baie as ek was nie. So ons gaan hom luister in die 4, 1, 2, en dit daar steur hy my nie, maar as ek nie heeltemal reg nie. En nou het ek besluit, ek het die midrange geïdentifiseer, ek het gewerk met die lae frekwensies, nou fokus ek op die helderheid. As hy te helder is, dan gaan ek hom 'n bietjie dowwer maak, en jy hoor hoe ek verander het. As hy, daar is 'n keer op 0, 1, 2, 2, hoor op dowwer, ons maak het helder, nou daai mag al te helder wees vir die mense, mag jy hoor al seer mekaar. So, ek sal miskien net so klein bietjie boost, en daar denk ek het 'n redelijk goeie klank. Kijk, so, nou gaan ons nog kyk as hulle tyd, ek dink die bladzijde van nie. Na die gain, na die compression, 1, 2, nou let's ek gaan sagtens praat, 1, 2, 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 en jy hoor het by bietjie harder geraak. Dit is baie matig, maar ek is bietjie opgedruk. So leer ek sagtens, ek gaan kop probeer wegdraai. En dan baie stelselmatig. Maar nou, ook as hulle nou wat dit is, 1, 2, 2, 1, 2. Dan gaan ek hom opdraai, 1, 2, 2, 1, 2. En jy sien op die beat en jy sal dit duidelik sien. Ek kan nie in die 15's ingaan nie. 1, 2, 2. Ek gaan afval. 1, 2, 2. Hey! 1, 2, 2, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Hey! 1, 2, 3, 4. Lekker gesquash. Ek dink my dis nie 'n groot probleem vir julle nie. Julle sien hier die volume. Ja, ons soek meer om te kan hoor as om te kan gee daarso. Maar daar gaan julle weer help. Dit gaan help dat jy nie miskien sou hard plaas skielik later en dan pop hy. So jy kan hom lekker sterk en pop. Selfs die pop dit kan maak daarso. Okay. So 1, 2, 3, ek gaan gebaas word met die so 1, hey. Was ek. Hey. Kom net op toon gaan. As ek ook al dan bly op toon gaan, so as dit weer kry met 'n insit in die kanaal in, deur die kompressor. 1, 2, 3, 4, en ek daar het 'n goeie klank. Dis 'n duidelike helder klank, dit is oop. Die S'e is tydens hoorbaar en onder geneem van die band is ideaal. So ek af van onder toe, dis jy moet ook gaan luister kom soos jy nou 'n soundcheck 'n Dinsdagoggend met Dominee. Ek verstel as jy wil doen nie, ek gaan af van onder toe. As ek onder toe gaan luister, okay, dit klink vir my fyn, ek hoor dit is miskien bietjie helder, kom terug boontoe, maak 'n bietjie dowwer. Gaan weer hier onder toe, okay, daar sê ek gestel. Daai proses is wat hier repeat. So, ek moet sê wat my, ek het dit geslag op wat probeer doen. Die grootste probleem is om 'n dominee te kry om aan te hou praat. As daar nie audience voor hom is. So Jesus wat werk, hulle almal nie net julle nie, almal sukkel daarmee. So vra vir hom asseblief Psalm 23 in sy Bybel te lees. Ja. Of as daar 'n bulletin is wat ek gee hom iets om te lees. So, I mean, waaroor moet hy versnerd praat 10 minute lank? Dis moeilik. Ja. So maar as jy hom ietsie gee, dan is dit baie makliker. Dan kan hy so help hom weer 'n keer. Onthou terug na die begin toe. Ons moet hom help sodat hy ons kan help. Ons is 'n span. Ons moet dit saam uitfigure. Maar werk vir my pastoor of dominee gaan nie werk vir jou dominee. Yes.